Ons gaan vandag kyk na ons elektrochemie. Belangrik, elektrochemie is die laaste twee vrae binne ons chemiese vraagstel. So as die vraagstel 2, dan is elektrochemie vraag 8 en vraag 9. Nou graad 12, belangrik, vraag 8 en vraag 9 het ons as examinators agtergekom dat dit word soms die swakste beantwoord omdat dit laaste beantwoord word. Maar ons wil vir julle ook sê dat jy kan die vraag vroeër beantwoord. So jy kan begin met vraag 8 en vraag 9 as elektrochemie jou sterkpunt is. So niks verhoed vir jou om vraag 8 en vraag 9 elektrochemie eers te beantwoord nie. So wat gaan ons vandag dek binne elektrochemie? Ons gaan kyk na die eksamenriglyne en die eksamenriglyne wil ek vir julle sê dat as jy die eksamenriglyn voor jou het, dan sal jy dit kry op bladsy 23 en bladsy 24. Dit is die twee bladsynommers in die eksamenriglyn waar ons die gedeelte dek van elektrochemie. Nou om saam met julle deur te gaan, is dit die belangrikste gedeelte wat geken moet word, wat gedek is in 'n vraestel. So wat kan vir jou gevra word en dan ook wat mag ons as eksaminators vir jou toets. Jy sal begin deur, kan ons sê, jy moet die definisie ken van 'n galvaniese sel. Nou 'n galvaniese sel is 'n sel waarin ons chemiese energie omskakel na elektriese energie. Die definisie is eenvoudig en direk. Jy moet weet 'n galvaniese sel is 'n sel waarin chemiese energie omgeskakel word in elektriese energie. Dan moet jy vir ons die volgende kan definieer. Jy moet oksidasie en reduksie kan definieer in terme van elektronoordrag. So, jy moet kan vir ons sê, hoe word elektrone oorgedra by oksidasie en by reduksie. As ons kyk na oksidasie, dan verwys ons na die verlies van elektrone. As ons kyk na reduksie, dan verwys ons na 'n wins aan elektrone. Of soms sal die spanne sê, dit is 'n bykry van elektrone. So, jy moet kan oksidasie en reduksie moet jy kan verduidelik in terme van elektronoordrag. In Engels het ons altyd die bekende afkorting oil-rig. En baie leerders onthou oil-rig baie vinniger in terme van elektronoordrag. So as ek net kan aanraak, oil-rig is wanneer ons dit in terme van elektronoordrag verduidelik. Oxidation is loss in electrons, reduction is gain in electrons. So dit is wanneer ons oksidasie kan definieer in terme van elektrone. Dan moet julle ook vir ons kan oksidasie en reduksie verduidelik in terme van oksidasiegetalle. Nou leerders, oksidasiegetalle is 'n hoofstuk wat gedek is in graad 11. Dit beskryf die atoom of die element se elektriese lading. Jy moet weet, by oksidasie, daar is 'n toename in 'n oksidasiegetal. So as ons kyk na wanneer ons oksidasie plaasvind, in 'n eenvoudige voorbeeld, magnesium, en hy ondergaan oksidasie, dan is magnesium 2+ en hy verloor 2 elektrone. Nou magnesium se oksidasiegetal was by 0 gewees en hy toegeneem na 2+ toe. So dit sê vir ons oksidasie, daar's 'n toename in die oksidasiegetal van die element. Reduksie is 'n afname in die oksidasiegetal. So as ons kyk na oksidasiegetal, dan sal ons sê dat ons kan eenvoudig vat, as ons weer magnesium vat, magnesium 2+ en hy kry dan 2 elektrone by, dan is daar 'n afname in oksidasiegetal. Dit beteken 2+ het afgeneem na 0 toe, want hy het reduksie ondergaan en het elektrone bygekry. Maar jy moet weet, jy moet dit kan verduidelik in terme van die elektronoordrag en in terme van oksidasiegetalle. Saam met die definisies, en hierdie is teorie wat moet geleer word, wat jy moet ken vir vraag 8 en vraag 9.
Definieer 'n oksideermiddel en 'n reduseermiddel in terme van oksidasie en reduksie. Ons oksideermiddel is 'n stof wat gereduseer word, elektrone word opgeneem. Maak seker jy weet die middel is die stof of die spesie of die atoom of die element of die ioon wat gereduseer word. 'n Reduseermiddel verwys dus weer na die stof, die atoom, die element of die ioon wat geoksideer word en elektrone verloor. So jy moet gaan kyk graad 12, watter een het dit ondergaan. Dan moet jy ook vir ons anode en katode kan definieer in terme van oksidasie en reduksie. Wat is die anode? Anode is die elektrode waar oksidasie plaasvind. Katode is die elektrode waar reduksie plaasvind. So vir hierdie twee, anode en katode, is daar ook, soos oilriek, is daar ook iets wat jy kan onthou graad 12. En by anode en katode onthou ons vir anode wat ons noem anox en vir katode noem ons dan red ket. So dit is gedeeltes in Engels wat die span oor die jare geleer het om te onthou. Oksidasie vind plaas by die anode. Reduksie vind plaas by die katode. So jy sal altyd hoor die kinders verwys na red ket en anox. Dan moet ons 'n elektrolyt kan definieer as 'n stof waarvan die oplossing in waterione bevat. Elektrolyt is 'n eenvoudige definisie wat vir jou kan gevra word. So hierdie moet jy maar net memoriseer. Of jy kan sê 'n stof wat in water oplos om 'n oplossing te vorm wat elektrisiteit gelei. So graad 12, wat jy moet onthou, definisies in terme van oksidasie en reduksie. So dis eenvoudige definisies op bladsy 23 en 24 wat vir jou, ja, want dit is werk wat van graad 11 af oorkom. So ons na galvaniese selle, ons kan na die volgende skyfie toe gaan. Nou op bladsy 23 en 24 verwys hulle ook, jy moet die verwantskappe ken. Wat is die verwantskap van stroom en potentiaalverskil met tempo en ewewig van die reaksies? Jy moet kan bespreek en noem dat potentiaalverskil van 'n galvaniese sel verwant is met die mate waartoe 'n spontane reaksie in ewewig bereik het. So galvaniese selle is altyd spontane reaksies. En spontane reaksies kan jy sê is eksotermiese reaksies. Jy moet noem en gebruik kwalitatiewe verwantskappe tussen V-sel, potentiaalverskil van die sel, en die konsentrasie van die produkte en die ione en die reaktanse en die ione vir 'n spontane reaksie. So jy moet weet wat gebeur met die produkte en ione binne in jou halfselle. Naamlik wanneer ons kyk na ons V-sel, wanneer verminder hy? So hy sal verminder soos die konsentrasie van die produkte vermeerder en die konsentrasie van die reaktans-ione verminder totdat ewig bereik word. En wanneer ewig bereik word, dan kry ons V-sel is gelyk aan 0 en dan sê ons vir u of vir julle die sel is pap. So wanneer jou selfoonbattery pap is, dan is hy ding ewig bereik. So jy moet vir ons daarna kan verwys. Dan vra ons ook, julle moet die prosesse, die begrippe moet julle kan verduidelik vir redoksreaksies van galvaniese selle. As ons kyk na ons beweging van ione by 'n galvaniese sel. Nou by 'n galvaniese sel moet jy weet dat ons ione beweeg deur ons soutbrug. So by 'n soutbrug, hoe beweeg die ione? Jy moet weet dat ons negatiewe ione sal na ons anode toe beweeg en ons positiewe ione sal na ons katode toe beweeg. Jy moet ook die rigting van die elektronvloei in die eksterne stroombaan moet jy ook kan verduidelik. So wanneer jy jou twee bekers teken,
en jy studeer, dan moet jy weet in watter rigting vloei my elektrone. Dan moet jy kan halfreaksies skryf wat by die elektrodes plaasvind. As ons verwys na ons katode, by die katode het ons gesê vind die reduksie plaas. En jy moet die halfreaksie vir reduksie kan skryf. Soos wie kyk na magnesium. Magnesium 2+ sal dan 2 elektrone opneem en hy sal magnesium word. So dit gebeur by die katode. Reduksie het plaasgevind. As ons kyk na ons halfreaksie wat by ons anode plaasvind, by ons anode vind oksidasie plaas, dan sal ons kan sê by ons anode, daar het ons sink, en sink oksideer na sink 2+ plus 2 elektrone. So by anode vind oksidasie plaas en by katode vind reduksie plaas. Noem die funksie van die soutbrug. So jy moet die soutbrug se funksie moet jy ken. En die soutbrug se funksie is eenvoudig, voltooi die stroombaan en dan handhaaf elektriese neutraliteit binne die sel. Dan moet jy ook kan selnotasie vir diagramme skryf van galvaniese selle. Is altyd goed graad 12 om vir jou 'n sketsie te teken. Vir albei galvaniese selle dan moet jy vir jou 2 bekers teken. En binne jou 2 bekers het jy jou soutbrug en saam met jou soutbrug het jy jou 2 elektrodes met 'n voltmeter. En nou kan jy verduidelik waartoe beweeg elke iets vir my. En nou galvaniese selle is kenmerkend van hulle 2 bekers. Ook op bladsy 23 en 24, selnotasie. Selnotasie is belangrik. Jy moet kan verstaan wat bedoel hulle met selnotasie. Die waterstof halfsel word net soos enige halfsel gehanteer. Die selterminale of elektrodes word aan die buitekant van die selnotasie geskryf. Jy kry 2 tipe elektrodes. Ons kry aktiewe elektrodes. En by aktiewe elektrodes skryf ons eers ons reduseermiddel, dan ons geoksideerde spesie, maar belangrik, jy moet weet, as die fase verskil, dan gebruik ons faseskeider. Hy skei ons fase. Dan het ons die 2 streepies, dit lyk amper soos parallel. Daai 2 streepies langs mekaar, dit sê vir ons is die soutbrug, dan kry ons oksideermiddel en ons gereduseerde spesie. Maar weer eens, hy is geskei met 'n faseskeider. Wanneer jy onaktiewe elektrodes het, daar's 2 van hulle, is jou platinum en jou koolstof. Hulle kom aan die buitekant, soos jy kan sien, daar's platinum aan die buitekant van die 2. En 'n wenk wat jy kan sien by die voorbeeld is, ons onaktiewe elektrodes is altyd betrokke wanneer daar gasse gevorm word. So gasse is kenmerkend aan onaktiewe elektrodes. Jy moet kan voorspel die halfsel waarin oksidasie en reduksie sal plaasvind. En hoe doen jy so 'n voorspelling? Na jou tabelle te kyk op jou formuleblad 4A en 4B. So by 4A of 4B moet jy kan gaan kyk wat se een sal oksidasie en wat een sal reduksie ondergaan. Jy moet dan skryf neer die algehele reaksie neer, deur 2 halfreaksies te kombineer, deur jou netto reaksie neer te skryf. Jy moet gebruik die tabel van standaard reduksiepotensiaal om die EMK van 'n standaard galvaniese sel te bereken. Dan die gebruik van positiewe waardes van die standaard EMK is aangedui dat die reaksie spontaan is onder standaard toestande. So graad 12, jy moet onthou, wanneer jy gaan berekeninge doen met galvaniese selle en elektrolitiese selle, dan moet jy 4A en 4B se standaard reduksiepotensiale kyk na. Vir galvaniese selle is die antwoord positiewe potensiaalverskil, EMK, omdat dit 'n spontane reaksie is. As ons gaan na die standaard elektrode potensiaal, jy moet standaard toestande moet jy kan neerskryf waaronder die selle bepaal. So die standaard toestande verwys vir ons hier na
ons 25 grade Celsius, ons 298 Kelvin, jy het jou konsentrasie wat 1 mol per kubieke desimeter is, jy het ook jou 1 atmosfeer of 101,3 kilopascal vir die druk. Dan saam met dit, jy moet kan ons beskryf die standaard waterstof elektrode en hoe speel hy 'n rol as 'n verwysingselektrode. As jy kyk na 4A en 4B, dan sal jy sien dat waterstof elektrode, hy is in die middel. So hy word gebruik as verwysingselektrode om al die ander elektrodes uit te werk. Ons maak gebruik van die verwysingselektrode en noem die konvensie rakende positief en negatiewe waardes. So dit gebruik ons vir ons standaard elektrodes. Maar baie belangrik, jy moet hierdie standaard toestande ken. Jy kan nie vir ons skryf dat die ding gebeur by 0 grade Celsius nie. So dis ons temperatuur, ons konsentrasie en ons druk. Dan galvaniese selle, dan kry ons elektrolitiese selle. Soos 'n galvaniese sel, 'n elektrolitiese sel skakel ook energie om. Maar hy skakel weer elektriese energie om na chemiese energie. By elektrolyse moet jy kan verduidelik, dit is ook 'n algemene vraag saam met elektrolyse en elektrolyt. Die chemiese proses waar elektriese energie omgeskakel word na chemiese energie. Of jy kan vir ons sê dis die chemiese proses waar die elektriese energie gebruik word om chemiese energie te vervaardig of teweegbring. En dieselfde soos by ons galvaniese selle moet jy die beweging van ione beskryf in die oplossing. Elektrolitiese selle weet ons hy is kenmerkend aan 1 beker. Ons het 2 of 1 elektrode daar binne-in met ons elektrolyt en dan kenmerkend hy het 'n kragbron of 'n energiebron het hy altyd. Noem die rigting van die elektronvloei in die eksterne stroombaan. Skryf vergelykings vir die halfreaksies by die anode en die katode neer. Jy moet weet, by ons positief het ons anode en die negatiewe gedeelte of die terminaal is ons katode. Jy moet die algehele reaksies moet jy weer kan neerskryf wanneer jy 2 halfselle wanneer dit kombineer. Dan is daar ook die gedeeltes wat jy moet leer, is die ontbinding van koperkloried binne in 'n elektrolitiese sel. Jy moet die elektroplatering deurgaan. Die elektroplatering van 'n ysterlepel met silwer of met nikkel. En dan moet jy gaan kyk na die suiwering of raffinering van metale, byvoorbeeld wanneer ons koper suiwer. Dan die elektrolitiese van die gekonsentreerde oplossing van natriumkloried. So jy moet, hier is 4 gedeeltes waar jy moet deurgaan om te gaan kyk, wat is die impak wat jy het. So dit kan enige tyd vir jou gevra word in vraag 9. So vraag 8 is ons galvaniese sel en vraag 9 is ons elektrolitiese sel. So die 2 laaste vrae kan jy dan gebruik om te beantwoord wanneer jy hierdie gedeelte van die eksamenriglyn deurgaan. Dan moet jy weet watter tabel gaan jy gebruik. Jy het 4A waar ons vir fluor bo het, 4B waar ons vir lithium bo het. So dit is 4A en 4B. So wanneer ons vir fluor bo het en aan die onderkant sal jy sien lithium. So lithium is by 4A onder en by 4A het ons dan vir fluorgas bo. By 4B het ons vir lithium bo en dan het ons vir fluorgas onder. So ons het vir lithium bo en vir fluorgas onder. So meeste van die skole gebruik en hulle gebruik vir 4B. So wanneer ons weet lithium is bo en dan fluor is onder. Dit maak net vir hulle dit baie makliker om te gebruik. So jy het nou jou 4B en jou 4A.
Dit moet jy gebruik wanneer jy vraag 8 en vraag 9 oplos graad 12. Jy moet hierdie twee tabelle moet jy gebruik. So wat ek vir jou kan sê is, wanneer hulle vra, skryf 'n reduksie halfjaar neer. Skryf 'n reduksie halfjaar reaksie neer of oksidasie halfjaar reaksie neer. Dit word reeds vir jou gegee op jou tabel. Maar jy moet net soos ons net toe gaan bespreek, jy moet weet, jy moet enkel pile skryf en nie dubbele pile nie, want jy kan punte verloor. By 4B, as jy van links na regs antwoorde sal skryf, sal jy agterkom. Al hierdie reaksies op 4B is reduksie, halfjaar reaksies. Om oksidasie te skryf, moet jy dan vir ons van regs na links skryf, sodat jy die oksidasie halfjaar reaksie kan skryf. So dit is 4A en 4B. As ons kyk na ons 4B tabel, W1 soos dit teen bo, en ons het mos vloer onder. So dit is die tabel wat ons dan gaan gebruik om van ons vrae uit te werk. So hierdie tabel gaan ons dan op en afskuif, sodat ons mos nou kyk. Hier het ons soos net gesê het, waterstofgas is in die middel. En dan sal sommige mense ook vir jou 'n wenk gee en sê die volgende. Die halfjaar reaksie met die kleinste reduksiepotensiaal is altyd oksidasie en vind by die anode plaas. Die halfjaar reaksie met die grootste reduksiepotensiaal is die reduksie en vind by die katode plaas. So dit is iets wat die onderwysers en eksaminators gebruik. So dit is 4A en 4B en jy weet dat ons het ons standaard elektrode halfjaar waterstof is in die middel. So sou jy hierdie twee vergelyk met mekaar en jy trek vir jou 'n C. Yster sal oksidasie ondergaan en dan sal ons koper 2+, hy sal dan reduksie ondergaan. Die een wat bo is by die C, ons skryf hom van regs na links, hy sal oksidasie ondergaan en die een wat onder is by galvaniese sel, hy sal dan van links na regs geskryf, hy sal reduksie ondergaan. Oksidasie, reduksie. Hierdie een is kleiner, so dit beteken die een met die kleinste reduksiepotensiaal ondergaan oksidasie. Hierdie een is groter, is 'n positiewe waarde. Hy sal dan ook vir ons mos nou reduksie ondergaan by die katode. So graad 12, ons het nou gekom by ons voortoets. Belangrik, jy moet jou teorie deurgaan. Jou handboek moet jy gaan oplees oor galvaniese selle en elektrolitiese selle om jou te help wanneer jy hierdie vrae beantwoord. Jy moet ook dan jou definisies moet jy ken, woord vir woord, en jy kan nie van dit uitlaat wanneer jy ding. Die definisies kom voor binne in jou eksamenriglyn. So ons het nou ons voortoets en voor ons voortoets het ons 4 multikeuse vragies. Nou multikeuse vragies word eintlik van die swakste beantwoord. Sommige leerders dink is maklik, maar dit kan ook moeilik wees. Nou graad 12, ek gaan vir jou 5 minute gee om die multikeuse te probeer. As jy vir my die antwoorde van 1 tot by 1.4 in die chat kan plaas, dan kan ons dit saam dan merk. So ek gee vir jou geleentheid om gou die voortoets te beantwoord, 5 punte. Jou 5 minute begin nou. Graad 12, julle tyd is verstreke, so kom ons gaan die antwoorde. Die eerste enetjie vra hulle, watter van die volgende houers? Ons kyk na watter van die volgende houers word gebruik om yster, ons kyk na yster 2+, sulfaatoplossing te stoor. So jy moet by hierdie een 4B gebruik. 4B. So as ons vir 4B gebruik, dan sal ons sien die volgende. So ek sal net teruggaan na 4B toe. Ek wil hierdie enetjie gebruik. So as ons kan kyk by 4B,
dan sal ons sien dat ons sal afbeweeg. Daar is ons by aluminium. Kyk, waar is aluminium? So ons het vir aluminium. Ons het ook vir magnesium. So aluminium, magnesium en dan het ons vir sink. Nou hierdie 3 lê reeds bokant yster. So as jy kyk na jou 4B tabel, sal jy agterkom dat sink, aluminium en ook magnesium, hulle lê aan die bokant van ons yster 2+. So dit beteken dat hierdie 3 sal oksideer en dan yster 3+ sal dan reduseer. So 'n houer kan nie gemaak word uit magnesium, aluminium en dan sink en dan wil ons hê dit moet vir yster stoor nie. So as ons voortgaan na ons vraagie toe. So dit beteken aluminium, hy sal oksidasie ondergaan. Magnesium sal oksidasie ondergaan en ook sink, hy sal ook oksidasie sal hy ondergaan, maar nie nikkel nie. So nikkel lê aan die onderkant van ons yster. So hierdie Romeinse syfer yster beteken hy is yster 2+ sal vir ons mos nou. So dit beteken hierdie antwoord van nommer 1.1, hy is C. Omdat volgens ons 4B kan ons sien dat yster, hy sal oksideer en nikkel sal reduseer. Maar hierdie 2, dit beteken die houer sal dan begin afbreek. So ons houer kan nie gemaak word van aluminium, magnesium of sink nie. 1.2, oorweeg die reaksie wat deur die volgende vergelyking voorgestel word. Ons het ons 2 silwer plus met ons koper vaste stof, gee ons 2 vaste stof silwer en dan ook koper 2+. Watter een van die volgende verteenwoordig oksideermiddel? Nou as ons gaan na die definisie toe van 'n oksideermiddel, dan sien ons hy moet reduksie ondergaan. So oksideermiddel ondergaan reduksie en reduksie beteken hy sal elektrone bykry. En wanneer ons elektrone bykry, dan weet ons dat ons oksidasiegetal is besig om af te neem. So as ons hierheen kan oorskryf, silwer plus ons koper, gee vir ons silwer plus koper 2+, dan kan ons sien, hierdie oksidasiegetal is +1, hy is 0, hy is ook 0 en hy is 2+. So dit beteken ons silwer, hy het reduksie ondergaan en koper, hy het oksidasie ondergaan. Hoekom? Koper se oksidasiegetal het toegeneem waar silwer se oksidasiegetal afgeneem het. En die korrekte antwoord is die silwer wat die oksideermiddel is. Wat een van die woorde die oksideermiddel in die boog nie, en die oksideermiddel is die spesie, die ion wat dan reduksie ondergaan het. En die antwoord by 1.2 is A. So daar het jy vir A en 1.1 is C. Ons gaan na 1.3 toe. 1.3, die volgende eienskappe kan gebruik word om elektrochemiese sel, elektrolyties of selfs galvanies te beskryf. As ons deur hierdie lees, die chemiese reaksie is selfonderhoudend. Dit beteken hy is spontaan. Die chemiese reaksie benodig energie van 'n elektriese bron. Dit beteken daar is 'n sel binne ons elektriese chemiese sel. Dan die anode is die positiewe elektrode in ons sel. So dit beteken wat een van die eienskappe spesifiek tot elektrolytiese selle. En ons weet 'n elektrolytiese sel is nie spontaan nie. So dit beteken dit kan nie nommer 1 wees nie. So dit beteken ons elimineer vir A en ons elimineer vir C. So dit beteken hy kan nie slegs 2 wees nie en die antwoord moet dan D wees, want ons weet ons elektrolytiese selle het 'n kragbron in en sy anode is by die positiewe elektrode. So die antwoord is D.
Nou gaan ons na 1.4 toe. Wat dit een van die volgende halfshelreaksies vind plaas by katode tydens die elektrolyse van 'n waterige koperoplossing? Katode weet ons as ons die afkorting kan onthou van red ket, en dit beteken by katode vind reduksie plaas. So daar moet reduksie by die katode plaasvind, reduksie. Nou as ons kyk na ons halfshelreaksies, dan weet ons A is reduksie en dan het ons ook C is reduksie, maar B is oksidasie. So B kan nie die antwoord wees nie. D kan ook nie die antwoord wees nie, want hy het ook oksideer. So die korrekte antwoord wat ons hiermee sit is dan die volgende. Ons antwoord is C. Hoekom C? Want by die katode gaan reduksie plaasvind en ons sal dan koper reduseer na koper 2+ word gereduseer na koper toe, wat by die elektrode sal neerslaan. Kloorgas by ons elektrolytiese sel sal ons sien dat daar was nêrens was daar kloorgas ingepomp het. So ons het nie kloorgas ingepomp het. So hier was hier 'n gedeelte waar ons kloorgas ingepomp het en kloorione gemaak is. Dit is hoekom A verkeerd is, want by hierdie halfshelreaksie het ons nie kloor ingepomp as gasie. So nêrens het ons kloor ingepomp, ons het begin met 'n koperkloried oplossing. So koper 2+ en Cl- was reeds binne die oplossing gewees. So dit is die antwoord vir ons voortoets. So jy kan dan net weer met 4B deur jou voortoets gaan. So graad 12, dit was ons voortoets, multikeuse. Daar is egter nog baie multikeuse vragies wat jy moet deurwerk om gewoond te raak en gemaklik te raak om multikeuse vragies te beantwoord. Dit is 'n kuns om met multikeuse te beantwoord, want dit is moeiliker as jou normale vragies. So ons gaan nou oorbeweeg na ons langer vrae toe, ons eksamenvrae. Onthou wat ek gesê het, elektrochemie is vraag 8 en vraag 9 vragies. Hier het ek net weer eens die antwoorde. So nommer 1 is C, nommer 2 is A, nommer 3 is D en nommer 4 is C. So kom ons kyk na ons eerste vraagie, vraag 2. So vraag 2 het ons eenvoudig. Ons gee vir jou 'n scenario. Jy moet die scenario deurlees. En dan moet jy kyk wat hulle vir jou vra, analiseer, onderstreep en skryf neer wat hulle vir jou gee en wat hulle wil hê. So ek gaan saam met jou die vrae lees, graad 12, en dan sal ons dit stap vir stap saam uitwerk. 'n Suiwer sinkstrook en die sinkelement is Zn vaste stof, word in 'n beker geplaas wat 'n kleurlose silwernitraat oplossing het. So hulle gee vir ons dan die silwernitraat oplossing en dit vind by 25 grade Celsius vind dit plaas. En hier is die houer vir jou gegee. Die reaksie tussen silwerione en 'n vaste sink word gegee deur die volgende vergelyking. So hulle gee vir ons die vergelyking wat gebalanseer is. 2 silwer plus ione reageer saam met ons sink vaste stof strook en dit gee vir ons sink 2 plus ione en dan 2 vaste stof silwer atome. So ons kyk, hier is 'n sinkstrook, hier is 'n silwernitraat. Hulle sê 'n monster van 1,5 gram sink word in 250 ml 0,110 mol per kubieke desimeter silwernitraat gedompel. So hier kan ons sien, hulle gee vir ons 'n massa. So dit beteken ons massa wat hulle vir ons gee, en die is vir sink, is 1,5 gram. Hulle gee dan ook vir ons silwernitraat. En vir silwernitraat gee hulle vir ons 'n volume en ons volume is 250 ml. En ons weet dat volume moet altyd herlei word na kubieke desimeter toe.
deur te deel deur 1000. So hy moet gedeel word deur 1000. En hulle gee ook vir ons 'n konsentrasie. En die konsentrasie is 0,110 mol per kubieke desimeter. So dit is die informasie wat hulle vir ons gee. Nou 2.1 identifiseer beperkte reagens. Wys jou werk om jou antwoorde te ondersteun. So toe jy raak lees beperkte reagens, toe jy moet jy weet ons praat van die reagense. Dit beteken ons silwer-ioon en ons sink. En jy moet die definisie ken van beperkte reagens uit graad 10 en graad 11 chemie uit. Die reagense wat heeltemal opgebruik sal word. Die reagense wat ter min mol daarvan het. 2.2 bereken konsentrasie. En toe jy konsentrasie sien, toe weet jy moet 'n C bereken. En dit is van 'n produk nadat die aksie voltooi is. Dan as ons verder gaan met die vraagie, 'n galvaniese sel word nou opgestel met behulp van 'n sink en 'n silwerstrook. So jy het sink en net silwerstroke as elektrodes. En dit is vaste stowwe. 'n eenvoudige diagram van die sel hieronder is getoon. So hulle gee vir jou 'n diagram. Nou vra hulle skryf neer hoofletter, naam of formule van elektrode A. So jy moet weet, wanneer hulle vir jou sê hoofletter, naam of formule, dan moet jy die naam skryf of die formule van die elektrode. Nou as jy kyk na elektrode A, hy is reeds 'n vaste stof. So hy kan nie 'n ioon wees wat jy daar moet neerskryf nie. 2.3.2 vra hulle weer naam of formule van oplossing B. So hierdie oplossing moet jy dan vir ons 'n elektrolyt gee. So die oplossing is 'n elektrolyt. En dan 2.4 bereken die waarde van die standaard potensiaal van die sel hierbo. So graad 12, ons het nou hierdie vraagie vir jou afgebreek. Jy moet hierdie vraagie vir ons dan mos nou beantwoord met die informasie wat gegee word. Hoe gaan jy te werke om dit te beantwoord? So ek gee vir jou met 2.1, wanneer hulle vra vir beperkte reagens, dan vra hulle vir jou om mol te bereken. En vir 4 punte kan jy maklik genoeg punte kry deur mol te bereken. So ons kan by die eerste een begin, by sink. So as ons sink se mol bereken, sink, en is N is gelyk aan M oor M, en die massa is 1,5, en die molêre massa van sink wat hulle vir ons gee is, dat jy kan na kyk, as ons sink, hy is 65,4. En as jy hom uitwerk, dan kry ons 0,0229 mol. So is maklik om hierdie eerste een se mol uit te werk. Eerste punt vir jou formule, tweede punt vir substitusie. Daar jy klaar 2 uit 4 uit. Maar nou omdat jy mos nou beperkte reagens uitwerk, moet ons klaar molverhouding doen. So dit beteken ons molverhouding tussen sink en ons het dan ook Ag plus volgens ons balanseringsgetalle, koëffisiënte, is dit 1 tot 2 en sink se mol is 0,0229, dan moet ons mol vir silwer wees 0,0458 mol word benodig. Dan het hulle vir ons nog informasie gegee van silwernitraat. Ons kan dan silwernitraat se mol bereken. En omdat hulle konsentrasie gegee het, moet ons dan konsentrasie is gelyk aan mol deel deur volume. En ons konsentrasie wat hulle vir ons gegee het is 0,110
Ons wil die mol hê en ons stel die volume in. Die volume is 0,25. En nou wat ons die volume ingestel het, nou kan ons die berekening doen en die mol is gelyk aan 0,0275 mol. So hierdie mol is die mol van die silwer wat ons nou bereken het. So ons het silwer Ag plus ion se mol bereken. En dit is die mol wat beskikbaar is binne in hierdie oplossing. En nou kan ons sien dat die mol wat beskikbaar is en die mol wat benodig is. So ons klaar hier het ons 2 punte. Die derde punt was vir instelling. En ons sien dat ons mol Ag plus wat ons benodig is groter as ons mol Ag plus beskikbaar. En dus, omdat die benodig groter as die beskikbaar is ons silwer Ag plus ion is dan ons beperkte reagens. En daar het ons jou 4 punte. So vir die 4 punte graad 12 moet jy heel eerste die molformule, substitusie van wat jy gegee is 2, is al reeds 50% van die vraag, en dan ook die volgende enetjie is wanneer hulle vir jou die konsentrasie gee, jy nog 'n mol bereken, en neem kennis, hierdie is vir reagense wat ons nou bereken. So ons bereken die reagense se mole en ons vergelyk dit met mekaar en ons kry dan dat silwer die beperkte een is. En sodoende sal sink dan in oormaat is. 2.2 verhale vir ons bereken die konsentrasie van die sink 2 plus ione. So nou weet ons moet dan ook vir hom, om hom te beantwoord, moet ons dan gaan kyk na ons molverhoudings. So as ons net kan gaan na die antwoorde toe. So heel eerste, hier is 2.1. Vir 2.1 sien ons dat weer eens, ons massa deel deur ons molêre massa, ons kry ons mol, en nadat ons mol gekry het, dan gebruik ons molverhouding, en ons kry die nuwe mol wat nodig is vir die reaksie. En dan volgens ons konsentrasieformule sien ons dat ons instel, nie vergeet jy moet hy 250 herlei, ons het dan ook 0,0275 beskikbaar. En dan kan ons sien, die 4de punt is om te sê dat silwer ione is ons beperkte reagens. So as ons teruggaan en ons kyk na 2.2. Vir 2.2 verhale vir ons bereken die konsentrasie van die sink 2 plus ione. En die sink 2 plus ione sal ons dan agterkom dat ons moet nou molverhoudings doen. En nou kan ons skryf en sê dat ons het die beperkte reagens is silwer Ag plus, en dan kan ons dit teenoor sink 2 plus, en ons balanseringsgetalle is 2 tot 1. En as ons dit neerskryf, ons het mos reeds die mol bereken van ons silwer, en ons silwer se mol was 0,275 gewees. So dit beteken is 0,0275, en volgens molverhoudings dan sal hy die helfte wees, en die helfte van hom is 0,0138 mol. Graad 12, ons het die mol nodig om die mol het ons nodig om die konsentrasie te bereken. So om die konsentrasie te kry, moet ons die konsentrasieformule gebruik. En ek gaan net gou uitvee hier vir julle.
dan kan ons gou die konsentrasie bereken. Dat 12 was ons terug, so ons skryf nou neer. Ons wil nou die konsentrasie bereken. So konsentrasie is mol deel die volume. En ons het ons mol, ons nuwe mol is mos nou 0,0138 en ons volume is dieselfde volume wat ons net gedoen is 0,250 en ons konsentrasie vir ons sink is 0,055 mol per kubieke desimeter. So dit is ons antwoord. 1 punt vir formule, 1 punt vir instel en 1 punt vir ons antwoord. So dit is 2.1 en dan 2.2. As ons gaan na ons volgende vraagie, 2.3. Ons kyk na 2.3, hulle sê vir ons die naam of die formule van elektrode A. Die naam of die formule van elektrode A. As ons elektrolyt Ag+ is, en dan moet ons die elektrode neerskryf. Die elektrolyt is afhangend van die elektrode, so die naam of die formule sal dan Ag silwer wees, moet vaste stof wees, of hy is silwer. So silwer of Ag moet ons elektrode wees. So 2.3.2, die naam of die formule van oplossing B. So oplossing B, as hy silwer is, dan moet hierdie een sink wees. En as hy sink is, dan moet die elektrolyt, kan ons dan sinksulfaat skryf. En 2.4 is wanneer ons die standaard potensiaal uitwerk. So ek gaan nou net gou na die antwoord toe. Het is 2.2. 2.2 het ons gesê is die konsentrasie. En die konsentrasie wat ons ingestel het en ons die konsentrasie gekry. 2.3 is ons silwer. En dan na silwer het ons gesê het is sinksulfaat. Sinksulfaat is ons elektrolyt. So ons het ons elektrolyt sinksulfaat. So ons kan teruggaan en ons kan kyk na ons vraagie. 2.4 vra hulle vir ons bereken die waarde van die standaard potensiaal van die sel hierbo. So jy moet nou na 4b toe gaan en jy moet gaan soek waar is silwer en waar is sink. So as ons na ons tabel toe gaan, 4b, en ons gaan soek vir silwer. En teruggaan, ons gaan soek vir silwer. Ek gaan uit 4 hierso julle. Ons gaan nou vir silwer gaan soek. En ons soek vir sink. So ons klik op hom. En dan sal ons agterkom wat ons vir silwer het. En hier sien ons vir silwer hieronder. So daar het ons vir silwer. En silwer is 0,80. En saam met silwer, dan gaan ons vir sink kry. En sink is aan die bokant. En sink hier aan die bokant het ons gesien, hier het ons vir sink. En sink kan ons sien lê bo, hy sal oksidasie ondergaan en die een wat onder is, sal die
duksie ondergaan. So sink lê bo en dan lê silwer onder. So net weer terug aan na vraag 2 toe. Ons het gesê silwer en dan 'n sinksulfaat. So dit beteken as ons kyk na ons sink en dan sê ons sink ondergaan oksidasie en ons silwer hy ondergaan reduksie. So is belangrik om jou E-theta sel katode en anode die formule neer te skryf sodat jy 'n punt ontvang. Dan het ons gesê by katode ondergaan reduksie, hy is die 0,80 en dan het ons ook omkring die oksidasie halfsel reaksie en hy is minus 0,76 en ons vierde punt is vir die eenheid. Graad 12 maak seker dat julle eenhede by julle antwoorde is. Nou ek wil gou hier stil staan by die formule. Julle moet die formules korrek afskryf van die formuleblad af. Die eksaminator gee die punt vir die formule omdat julle die formule korrek afskryf van die formuleblad af. So sou jy enige hierdie theta tekentjie hierbo of jy skryf nie katode volledig of anode volledig nie, dan sal jy die formulepunt verloor. So jy moet weet dat jy moet die formule moet jy korrek afskryf van die formuleblad af om die formulepunt te vang. Om die formulepunt te vang, moet jy moet probeer. Daar moet 'n probeerslag van jou wees om vir ons te wys dat jy is besig met substitusie. So dit is 2.4. Dit is vraag 2 en 2.4 het vir ons gevat tot by die berekening van die E-theta sel. Graad 12 is by vraag 3. En my vraag 3 is hierdie vraag is gekies om jou bloot te stel aan soveel as moontlik verskillende tipe vrae vir vraag 8 en 9 oor elektrochemie. So ek gaan weer vir jou, hier gaan ek vir jou 5 minute gee, of 10 minute, om net hierdie vraag te gaan en dit te probeer. Maar ek gaan eers die vraagie saam met jou deurlees en dan kan jy probeer. Die volgende 3 onbekende halfselle onder standaard toestande word in die tabel hieronder gegee. So daar's 3 halfselle wat vir jou gegee word. Jy het metaal X verplaas Y2 plus ione in die Y-sulfaat oplossing en dan metaal Z verplaas Y2 plus ione in die X-sulfaat oplossing. So daar is ons halfselle en hier is ons elektrolyte. 3.1, 'n definisie wat op die eksamenriglyn is. Definieer die term elektrolyt. Gebruik die inligting hierbo en beantwoord die vrae wat volg. Soos ek vir jou neergeskryf het, toe ons begin het met die eksamenriglyn. Skryf 2 standaard toestande neer wat nodig is vir die halfsel om standaard toestande te funksioneer. So daar is 2, 4, vlak 1 en vlak 2 vragies. 3.3, wanneer metaal X Y-ione in die Y-sulfaat oplossing plaas, sal die Y geoksideer of gereduseer word, gee rede vir jou antwoord. So jy moet nog gaan kyk na jou vraag. Wat sal met die Y-ione in die elektrolyt gebeur? Sal dit geoksideer word of gereduseer word? Jy moet 'n rede gee vir jou antwoord. Dan, gestel jy verander nou die metale, magnesium, koper en nikkel vir X, Y en Z en word nog gebruik om galvaniese sel onder standaard toestande te. Identifiseer uit die metale hierbo uit 'n geskikte paar elektrodes om die EMK van 2,7 volt te produseer. So jy by 3.4 moet jy van jou 3 metale moet jy 4B gebruik en 2 identifiseer wat vir jou 2,7 volt sal gee. So graad 12, gaan deur jou vraag 3 en probeer dit. Ons gee vir jou 5 minute, dan gaan ons begin met die merk van die vraagie. So elektrochemie is baie definisies
en verduideliking kies, maar is redelik straightforward want ons gebruik 4B. So, jou 5 minute begin nou. Ons is terug. Kom ons begin met die antwoorde. 3.1 definieer die term elektrolyt. So dit is 'n definisie wat jy moet vir ons gee van die eksamenriglyn af. En as ons kyk na die definisie, dit is 'n oplossing, 'n vloeistof, 'n opgeloste stof wat elektrisiteit gelei deur die beweging van ione. So dit is 'n oplossing. Jy kan sê is 'n oplossing, 'n vloeistof of 'n opgeloste stof wat elektrisiteit gelei deur die beweging van ione. So dit is jou eerste een, 3.1, jou definisie. Nou sê hulle, gebruik die inligting hierbo om die vrae te beantwoord. Skryf 2 en hier is die hoofletters 2 in hoofletters geskryf. Toestande neer wat nodig is vir die halfsel om onder standaard toestande te funksioneer. So die toestande wat gegee moet word dan vir ons is as volg. Temperatuur moet by 25 grade Celsius wees. Dan dit is 298 Kelvin en ons konsentrasie is 1 mol per kubieke desimeter. So ons gee 1 vir jou vir temperatuur en 1 vir konsentrasie. Die druk is slegs vir wanneer ons by gasse het, dan moet die druk dieselfde wees. So druk is vir wanneer daar gasse in ons galvaniese selle is. So ons gaan na 3.3 toe. By 3.3 het hulle vir ons gevra, jy moet sê, sal Y2+ geoksideer of gereduseer word? Jy moet 'n rede gee vir jou antwoord. Dus kyk wat hulle gedoen. Hulle het vir jou gesê, by 3.3, word gereduseer. So die Y2+ ontvang dan elektrone van metaal X en dan is die oksidasiegetal verminder. Dat beteken, hy word gereduseer, so Y2+ ontvang dan 2 elektrone en hy gaan dan vir ons na wat 'n vaste stof is toe. Hy word gereduseer. En nou kan ons kyk na ons volgende vraagie. Gestel metale, magnesium, koper en nikkel vervang nou vir X, Y en Z en word nou gebruik om 'n galvaniese sel onder standaard toestande op te stel. So identifiseer uit hierdie metale hierbo 'n geskikte paar. Nou ons kan begin deur vir ons 4B. Dan kyk ons wat is magnesium. En dit is dan magnesium 2+ toe en jy sal agterkom dat hy is 2 minus 2, en as ons kyk na ons magnesium 36. So hy is minus 2,36 volt. Dan het ons koper 2+ en ons koper se 1 gee vir ons plus 0,34 volt. Ons het dan ook ons nikkel en ons nikkel 2+, hy gee vir ons minus 0,27. Nou as jy gaan kyk na die metale hierbo, die geskikte paar wat vir ons 2.7 sal gee, dan sal jy agterkom dit is die magnesium en dit is die koper 2 elektrodes. Volgens ons 4B, as ons kyk na magnesium en ons gaan kyk na koper, waar lê ons magnesium op 4B en waar lê ons koper? Magnesium lê bo. So ons gaan net vind na ons 4B toe. En ons soek waar het ons vir magnesium
Ek gaan net uitvee hierso vir julle. Dan skryf jy jou pen. Hier het ons magnesium. En magnesium die minus 2,36. Let op dat magnesium lê bo. So dit beteken magnesium sal dan oksidasie ondergaan. En as ons dan afbeweeg en ons gaan na koper toe, ons kyk waar het is vir koper en ons sien dan by koper, sal ek uitvee hierso, ons koper wat ons dan met ons koper 2 plus, hy is by plus 3,4 en hy lê aan die onderkant, dit beteken hy sal dan reduksie ondergaan. So koper ondergaan reduksie en dan magnesium sal dan oksidasie ondergaan. So as ons net weer terug gaan na ons vraagie toe. En ons is eindiglik by ons vraag 3. So nou kan ons sien dat ons weet nou hy ondergaan oksidasie en dan koper ondergaan reduksie. Dus elkeen neerskryf, ons begin met ons selle uitwerk. So dit beteken E theta sel is gelyk aan E theta sel, ons het ons katode minus E theta anode. En jy moet die formule voluit skryf. En ons weet by die katode gebeur reduksie. En ons reduksie is 0,34 minus oksidasie by die anode, hakie, minus 236. 1 punt vir die formule, 1 punt vir die potentiaalverskille wat jy ingestel het. En dan dit gee vir ons die 2,7 volt. En die twee metale wat ons dan identifiseer is magnesium en dit is koper. Daar het ons 4de punt. So hierdie 3.4 gebruik ons om die metale uit te vind, maar jy moet eers 4b gaan nader het om uit te vind watter een van hierdie 3 metale volgens hulle potentiaalverskille sal jy agterkom. As jy koper en nikkel kombineer, dit sal nie by 2,7 volt uitkom nie, omdat die twee se potentiaalverskille is te laag. So dit is 3.4. Eens, is net 3.4, magnesium en koper is die antwoord, soos E katode en anode, ons vul die 2 in, en ons kry 'n antwoord van 2,7. Nou let op, graad 12, julle mag geen afkortings binne in hierdie formule sit nie. Geen enige afkortings vir oksideermiddel, reduseermiddel, oksidasie, reduksie. Jy moet die woorde volledig uitskryf by die subskrifte. As jy selfs hierdie theta simbooltjie uitlaat bo by die E, dan sal jy ook 'n punt verloor. Hoekom? Want die eksaminator verskaf reeds die formuleblad vir jou waar die formule opgeskryf is. Jy moet dit korrek oorskryf in jou antwoordboek. So dit is vraag 3.4. So nou gaan ons kyk na vraag 4. En vir vraag 4 weer eens, ons gaan saam met jou deurlees. En dan gaan ek vir jou 10 minute gee om self die vraag te probeer. So, dit is nog 'n langer tipe vraagie. En dit is vraag 8 en vraag 9 in die eksamenvraestel. 'n leerder het 2 kubieke desimeter. So jy moet net daar vir jou 3 bysit, 2 kubieke desimeter kopersulfaat, waterige oplossing. Met behulp van 'n platinum elektrodes geelektrifiseer, terwyl dit die stroom van 1
ampere daardie beweeg. Die grafiek hier ondertoon die verband tussen toename in massa van die katode en tyd. So wanneer die eksaminator vir jou 'n grafiek gee, hou jou asse by jou grafieke dop. Die een as is tyd, die x-as en die y-as is toename in massa koperneerslag op katode. So dit beteken hierdie as is in gram. So dit beteken is toename in massa. So na 10 minute dan sal jy sien daar is 0,2 gram. Na 20 minute dan sien jy daar is 0,4 gram op hom. En na 30 minute dan sien jy daar is 0,6 gram. So van 10 minute tot by 30 minute het daar slegs 0,4 gram bygevoeg van 10 tot by 30. En dan het die massa op die elektrodes het geen verdere verandering getoon nie. 4.1 weer die definisie, definieer die term elektrolyse vir 2 punte. Dan 4.2 skryf die Half-Shell reaksie om die vorming voor te stel. Graad 12 by 4.2.1 wil ek hê julle moet vir ons hierdie een verander, die koper by die katode. Skryf dan die Half-Shell reaksie neer vir suurstof by die anode. Verskoon tog kollegas en leerders, daar was gou 'n aankondiging gewees oor die interkom. Ons was by 4.2.1. Jy moet vir ons koper by die katode, moet jy vir ons die Half-Shell reaksie moet jy vir ons neergeskryf het. Dan moet jy suurstof by die anode. Dan vra hulle vir jou die oplossing het aanvanklik 2,5 gram kopersulfaat kristalle. En hier sê ons vir jou hoe die kristalle lyk. So as kopersulfaat plus 5 waters bevat dit. 4.3, jy moet die aanvanklike konsentrasie vir ons bereken van die kopersulfaat oplossing in mol per kubieke desimeter. En dan by 4.4 moet jy uit die grafiek uit. So hier gebruik jy jou grafiek, moet jy vir ons die mol bereken van die koper in 10 minute wat neergeslaan het. Dan 4.5, jy moet vir ons beskryf en verduidelik die verandering in die voorkoms van die waterige kopersulfaat oplossing oor tyd. En dan laaste by 4.6, waarom neem die massa van koper wat by die katode neerslaan word na 30 minute toe nie, terwyl die volume suurstof wat by die anode afgegee word na hierdie steeds neem het toe. So vir 14 punte gaan ons vir julle 10 minute gee om vir ons vraag 4 te beantwoord. So jou 10 minute begin nou. Ons gaan dan van 10:02 af gaan ons weer begin met die antwoorde van 4.1 tot by 4.6. So graad 12. Soos ek gesê het, 'n grafiek is baie belangrik wat hulle vir jou gee en dit dra baie inligting. So gebruik jou grafiek, daar's genoeg inligting vir jou gegee en beantwoord vir ons die vraag. Punt 1 vra hulle vir ons die term elektrolyse. En omdat jy mos nou al 'n klomp elektrolyse definisies neergeskryf het, moet jy die definisie in jou kop uit ken. Maklike 2 punte wat dit vir jou gaan gee. So wat is elektrolyse? En jy kan neerskryf dit vinnig vir ons die pen kry. Daar is die pen. Die chemiese proses waarin elektriese energie, nou vir hierdie vraag 4 is ons nou 'n elektrolytiese sel. Elektriese energie na
chemiese energie omgeskakel word. Daar is jou 2 punte. Die chemiese proses waarin elektriese energie na chemiese energie omgeskakel word. 4.2.1 by 4.2.1 hulle vra koper by katode. So as ons kyk na hierdie een by die koper by die katode, nou ons weet by katode onthou ons mos die afkorting redket. En by redket vind daar reduksie plaas en koper se reduksie. So dit beteken 4b is koper 2 plus 2 elektrone en hy gee vir ons 'n koper vaste stof daarso. So maak seker jy gebruik net een pyl en nie dubbelpyle wanneer jy halfreaksies gee nie. Halfreaksies word altyd net met een pyl gegee om volle 2 punte te kry. Nou vra hulle die suurstof by die anode, suurstofgas. Nou van die kinders sal seker nou dink, hoekom suurstofgas? Suurstofgas by die anode en ons onthou mos dat by 4.2.2 anode verwys na ons anoks. Dit beteken daar vind oksidasie plaas. Nou in hierdie beker kom ons agter dat kopersulfaat is in 'n waterige oplossing. So binne daardie oplossing het ons water ook binne hierdie oplossing. En jy moet weet in 'n waterige oplossing het ons dan binne daardie oplossing kom daar hidroksiedione voor en daar kom hidroniumione voor. So binne in daardie oplossing, waterige oplossing. Die hidroksied is 'n, soos ons kan sê, 'n sterker rediseermiddel as die kloor. So as mos nou die waterige kopersulfaat, so die sulfaat wat daarin is, so ons het sulfaatione. Nou binne daai oplossing is daar hidroksied. Die sulfaatione sal nie oksideer nie, maar die hidroksied sal oksideer. So ons gaan na 4b toe en ek wil saam met julle teruggaan hierso na 4b toe. Dat ons kan gaan kyk daar by 4b. So ons sal sien dat hier is ons, net gou vinnig uitvee vir julle weer, julle kan sien. Daar is ons by 4b en ons koper lê bo en ons het dan ook ons hidroksied wat onder lê. Nou by elektrolitiese selle, die een wat bo is, ondergaan reduksie en die een wat onder is, sal oksidasie ondergaan. Hierdie enetjie wat oksidasie ondergaan, hy is dan ons 4 hidroksied. Hy gee vir ons suurstof, water en 4 elektrone. Dit is die Halcyon reaksie wat ons daar moet neerskryf. So ons gaan na vraag 3 toe. Volgende enetjie. So dit beteken by die anode wat plaasvind is die volgende. Dit is ons 4 hidroksied ione. Hy oksideer en hy gee vir ons 2 water molekules plus suurstofgas en dit gee ook vir ons 4 elektrone. Daar het ons die Halcyon reaksie wat by ons anode plaasvind. Ons die Halcyon reaksie wat by ons katode plaasvind. Daar is anode, katode. Hoekom? Redket, reduksie vind plaas by katode en dan anoks by die anode, oksidasie vind plaas by die anode. So graad 12, julle moet weet as die mense praat van 'n waterige oplossing, dan sal jy sien binne daardie oplossing is daar mos nou watermolekules en die watermolekules kan voorkom in hidroksied en hidronium ook. Nou kan ons gaan na 4.3 toe en ek wil vir julle hier na 4.3 toe gaan, ons moet vinnig merk.
Daar het ons die chemiese proses waarin elektrische energie na chemische energie omgeskakel word, of jy kan gesê die gebruik van elektrische energie om chemische energie te produseer. 4.2, dit is mos sê, het is die een vir koper, en hy het mos nou vir ons die reduksiereaksie gevat, en dan die een by 4.2.2, die 4 hydroksiedione het geoksideer en het vir ons dan die 2 water molekules plus suurstofgas plus 4 elektrone opgelewer. Dan gaan ons na 4.3 toe. En 4.3 het vir ons gevra, bereken die aanvanklike konsentrasie. So, om deur te gaan by die aanvanklike konsentrasie, kan ons gaan kyk na wat hulle vir ons doen, en ek wil die alternatiewe een vir julle doen, graad 12. Hulle gee vir jou 2,5 gram kopersulfaat en hy het 5 watermolekules. So, jy weet mos daar was volume van 2 kubieke desimeter. So, ons kan eers die mol bereken. So, mol is gelyk aan massa deel die molecular massa. En wat ons dan doen is, ons bereken die molecular massa van hierdie kristalsout. So, die molecular massa van hom is dan 63,5 plus die 32 van swavel plus 4 maal met 16 van suurstof plus 5 maal 18 vir water en ons kry 'n molecular massa van 249,5 gram per mol. So nou kan ons die mol bereken, dis 2,5 gedeel deur 249,5 en ons kry 'n mol van 0,1002. 0,01202 mol. So dit is die mol van hierdie kristalwater wat ons dan uitgewerk het. Nou gaan ons na ons konsentrasie toe. Ons konsentrasie is ons mol 0,01002 deel deur die oorspronklike volume was mos 2 gewees. So deel deur 2 en ons kry 'n selfde antwoord van 0,005 mol per kubieke desimeter. So waarvoor ontvang julle punte? Weereens vir die berekening van die mol, vir die substitusie van die konsentrasie en vir die finale antwoord. So jy kan ook die korrekte molecular massa uitgewerk van die volle kristal. Wat hulle gebruik het, hulle het vir jou gesê, as 2,5 gram in 2 kubieke desimeter is. Ons kan dan die massa binne 1 uitwerk wat vir ons dieselfde konsentrasie sal gee, en is 1,25 gram. 1,25 gram oor die molecular massa wat hulle afgerond het tot by 250, en ons kry 'n mol van 0,005. Daardie 0,005 het hulle dan verder gevat en gesê, ons deel dit deur 'n volume van 1, want dit was die 1 kubieke desimeter volume wat ons gebruik het. So hierdie massa en hierdie volume gaan saam, en toe kry ons die selfde kubieke desimeter antwoord. Volgende een, as ons 3.4 het, dan gaan ons na 4.4 toe, en as ons kyk by 4.4, vra hulle vir ons, uit die grafiek uit, hoeveel mol koper het in 10 minute neergelê? In 10 minute volgens ons grafiek, sien ons dat 0,2 gram is. So ons kan hierdie een uitvee, en dan kan ons die antwoord vir 4.4 bereken. So net om vir jou uit te vee, en skryf ons pen weer, daar is ons pen, 4.4, hulle wil die
mol hê van die koper in 10 minute. So die massa is 0,2 gram. En dan het ons mos vir koper. Koper se molêre massa. So mol is gelyk aan massa deel deur molêre massa. En ons het ons 0,2 gedeel deur 63,5 en ons mol wat ons kry is 0,00313 mol. Waarvoor ontvang ons weer punte? En die punt 3 punte, 2 punte is vir substitusie en ons mol antwoord. So dit is 4.4 graad 12. So ek het vir jou gewys hoe om 4.4 uit te werk. En nou kan ons gaan om 4.5 uit te werk. Jy moet by 4.5 die verandering beskryf van die voorkoms van die waterige oplossing kopersulfaat. So net weer vir jou gegee en daar is vir 4.4. Nou by 4.5 graad 12 kopersulfaat het 'n blou kleur van 'n oplossing sal dan vervaag of kleurloos word. Nou ek het vir jou hier 'n kopersulfaat vir julle gegee. Kopersulfaat is mos 'n blou poeier wanneer ons hom as kristal het. So dit is hy kopersulfaat CuSO4 plus ons 5 waters. So hy het mos nou die water geabsorbeer uit die atmosfeer uit. En wanneer ons hom aanmaak, dan het hy hierdie blou kleur as oplossing. Nou hierdie oplossing raak dan kleurloos, soos die koper neerslaan. Nou die koper word by die katode vrygestel. So koper word by die katode uit die oplossing vrygestel. So dit beteken koper 2+ wat in hierdie oplossing is. Hy neem elektrone op en hy slaan neer as koper. So dit beteken die konsentrasie van die koperione neem af en dit veroorsaak dat ons mos nou die kleurloos oplossing het. Dan by 4.6 het hulle vir ons gevra, hoekom na 30 minute? En na 30 minute sal ons dan kan sê, is die massa koper wat neergeslaan 0,6, wat beteken is 0,06 mol. Dit beteken dat die koperione wat teenwoordig is, ontslaan, en dan aangesien die oplossing net hidroksied bevat, en dan sal dit nog steeds suurstof vrystel, want daar is nie meer koper 2+ ione in die oplossing is nie, maar dit het nog steeds die watermolekules, die hidroksiedmolekules bly nog agter, wat nog steeds vir ons kan suurstof produseer. So by 4.6, as ons teruggaan na ons grafiek toe, daar is ons grafiek. As teruggaan na ons grafiek, die rede hoekom ons nie meer koper neerslag vorm het, is omdat al die koper uit die oplossing het neergeslaan het by die katode. En dan is daar nog steeds hidroksiedione in die oplossing. En hierdie hidroksiedione gaan voort om nog suurstof te produseer. So dit is 4.6. Waarom neem die massa koper wat by die katode neergelê word nie na 30 minute toe nie? Want daar is nie meer koper 2+ ione in die oplossing nie. Want die oplossing is nou kleurloos. Ons gaan net voort. En na het ek weer die sketsie, so jy moet weet, julle het al in die klas in graad 10, ja, of 12, het julle koper sulfaat aangemaak. Jy moet weet, dit is 'n blou oplossing. En hierdie blou kleur raak kleurloos na tyd. So ons gaan na vraag 5 toe, ons laaste vraagie graad 12. En by vraag 5 gaan ek nou saam met julle deurgaan. Dit is 'n langer vraag, soos jy kan sien, hy is 17 punte. En hy is ook 'n elektrolytiese sel, so hy sal altyd vraag 9 wees. Hulle sê ook vir ons, dit is 'n elektrolytiese sel. Hy het 2 koolstofstawe, so hy is ons onaktiewe elektrodes. As elektrodes gebruik en dan sê hulle dit is gekonsentreerde koperkloried oplossing, word as elektrolyt gebruik. So nie vergeet nie, in jou elektrolyt het jy mos dan koper 2+
as aqua in oplossing en jy het chloried-ione ook in die oplossing. Wanneer die sel in werking is, word die gas by elektrode S vrygestel. So by S kom daar 'n gas af. Terwyl by elektrode T word hy bedek met 'n rooi breinlaag. So T, hy word bedek. Dat is vir T bedek met 'n rooi breinlaag. So hierdie bedekking moet jy klaar weet. Dit is 'n neerslag. En 'n neerslag wat beteken dit is koper wat neerslaan daarso. So koper slaan neer. So by hierdie een kan jy klaar beginne bespreek en sê dit is reduksie wat plaasvind. By hierdie een vind oksidasie plaas. En by reduksie, hy gaan hand in hand aan katode. En oksidasie gaan hand in hand aan anode. En nou moet ek net uitvind wie ondergaan reduksie en wie ondergaan oksidasie. Skryf 'n halfreaksie neer om die waarneming te verduidelik by S en by T, 2 punte. Watter elektrodes S of T is die katode? Gee rede vir jou antwoord. So ons het basies 2.5 alreeds beantwoord deur die bedekking en die neerslag. Toe ons reduksie sê, toe sê ons katode. Toe ons oksidasie sê, toe sê ons anode. 5.3 praat hulle van stroom, 2,5 ampere, gaan deur 5 ure deur 'n sel. En moenie vergeet die ure moet altyd herlei word na sekondes toe. Dan bereken die volgende totale lading. En uit fisika het onthou jy dat lading se onbekende is Q gedurende die sel se vloei, 'n toename in massa, onbekende M. 5.4 die koolstofatome in die bogenoemde sel word nou vervang met koperstawe en die sel word toegelaat om vir geruime tyd te werk. Die volgende waarnemings word by elektrode S waargeneem. Geen gas word vrygestel nie. En die oppervlak lyk nou grof en geroes. So hierdie is visuele veranderinge wat kan gesien word met die oë, dat die S. So wanneer jy grof en geroes, dan moet jy vir jouself sê hy is weggevreet of afgebreek of hy verminder, hy verloor massa. Verwys na die relatiewe sterkte van die reduseermiddels en verduidelik jou waarnemings. 5.4.2 hoe die sel kan gebruik word vir die suiwering van koper. Watter elektrode S of T sal tydens hierdie suiweringsproses met onsuiwer koper vervang kan word. So dit is alles wat jy moet kan verduidelik vir ons by vraag 5. Graad 12. Ek gee vir jou ten minste so 10 minute. Gaan deur die vraag, beantwoord vir ons die vraag. Het is nou 14:30. Ek dink die beste sal wees dat ek saam met julle die vraagie beantwoord en dan kan julle weer op julle eie tyd weer verder gaan, want daar is nog slegs 15 minute oor. Dus ons begin met 5.1. En by 5.1 vra hulle vir ons elektrode S. So by elektrode S het ons geleer dat by S vind oksidasie plaas. En oksidasie tussen koper en chloor sal die een wat geoksideer word elektrone verloor en dit sal chloor wees. So as ons kyk na ons 4b tabel, dan sal ons sien hy is 2 Cl-. En die oksideer gee vir ons dan chloorgas plus 2 elektrone. So daar het ons 2 punte. By elektrode T, die neerslag, die reduksie. En die reduksie is van koper. Die koper vorm ons nou die breinlaag. En die koper 2 plus, wat in oplossing is, het neem die 2 elektrone op en het vorm vir ons die koper vaste stof. Nou 5.2.1, watter elektrode S of T is die katode? Gee rede vir jou antwoord. En
T sal ons katode wees. Hoekom? Want daar het reduksie plaasgevind. Oksidasiegetal het afgeneem. Elektrode is opgeneem. Daai is 5.2. Gaan na ons antwoorde toe. So belangrik 5.1.1. Daar het ons kloorgas. En die kloorgas ondergaan oksidasie. Ons het vir jou die tabel ingesit om vir jou te wys wat mag jy nie gebruik nie. Jy mag nie vir ons dubbelpyle insit nie. So, as jy dubbelpyle ingesit het by die eerste een, omdat dit omkeerbaar is, sal ons net vir jou 1 gee. So, die korrekte manier is om slegs 1 pyl te gebruik omdat die kloorgas vrygestel word. So sou jy dit verkeerd, jy kan 0 ontvang. En as die rigting van die pyl verkeerd is, weer 0 sal jy ontvang. 5.1.2. Die koper wat neerslaan, weer eens 1 pyl. Ons lees van links na regs. Reduksie, koper 2 plus 2 elektrone gee vir ons die koper wat neerslag. Hier wys ons weer vir jou. Sou jy vir ons op verkeerd beantwoord, jy maak gebruik van die reduksie standaard tabel 4b se dubbelpyle, dan sal ons vir jou penaliseer of jy sal 0 ontvang. Maak seker die rigting van jou pyl is korrek. Hier skryf die lede vir ons ook korrek, omdat die rigting wys dat hierdie twee kombineer en dit gee vir ons hierdie vassel. So dit is presies dieselfde hierdie tweetjies. Dan het ons 5.3.1. Die antwoord was T gewees, 5.2. Reduksie vind plaas. Koper word gereduseer by T en koper 2 plus is die oksideermiddel. So dit is van die antwoorde wat jy vir ons moet gee. So maak seker wanneer jy 4b en ons dan kyk na kloorgas. Ons kyk na kloorgas, net afvergaan vir julle. Kloorgas en net teruggaan. Ons kyk na kloorgas. Kloorgas is onder, daar is kloorgas en jy sal sien. Kloorgas word vrygestel. Dit beteken ons skryf hom van regs na links vir oksidasie. En koper het so sê is aan die bokant en hier sien ons dat koper mos nou reeds vir ons as hy ons skryf nie die dubbelpyle, ons skryf slegs 1 pyl wanneer koper neerslag. So ons kyk na 5.3 en 5.3 vra hulle vir ons moet die lading bereken. Om die lading te bereken moet jy mos nou kyk, daar is formules op die formuleblad en daardie formules word vir jou gegee. Dit is mos nou reeds om lading te kry is die stroom van 2,5 ampere, maar jy moet die 5 ure moet jy herlei na sekondes toe. So 5 ure na minute en dan na sekondes toe, dan kry ons 45.000 coulomb lading. So graad 12, wat ek probeer doen is, ek sê vir jou wat formules. Hierdie formules is op die chemieformuleblad. Jy moet weet dat stroom is gelyk aan lading gedeel deur verandering in tyd. So hierdie formule is op die formuleblad. Dan is daar ook aantal elektrone is gelyk aan lading deel deur elementêre lading. En hierdie is 'n konstant op die formuleblad. Nou by 5.3.2. Hulle gaan vir ons nou vra om die massa te bereken. Wat doen ons? En ek sit daai 2 formules vir jou daarbo neer en jy kan sien. Stap 1. Bereken eerste die aantal elektrone. Die fisika formule wat vir ons die N gee, ek wil dit daar vir jou uitvee. Wie my pen kry. Stap 1, aantal elektrone. Jy het al reeds die lading. Wanneer jy die lading gebruik en jy deel dit deur die elementêre lading of die konstante wat jy by die formuleblad kry, vir E,
die lading op 1 elektron, dan kry jy die aantal elektrone. Daar is die aantal elektrone. So die aantal elektrone is as volg. Maar onthou, koper, toe koper neergeslaan het, so as koper 2 plus 2 elektrone, het vir ons koper atome gegee. Dit beteken, vir elke 1 koper, so dit beteken elektrone teenoor atome, vir elke 1 atoom is daar 2 elektrone. So nou kan ons sê, as die aantal elektrone 2,8125 maal 10 3 mag 23 is, en ons wil die aantal atome uitwerk, dan moet ons dit deel deur 2. Dan kry ons die aantal atome. So hier het ons atome uitgewerk van die koperatome. Nou waar kom hierdie formule vanaf? Hy is ons Avogadro se formule. So dit beteken, aantal deeltjies, net so terug gaan, aantal deeltjies, of letter N, is gelyk aan mol maal met Avogadro se getal. So, ons het mos nou reeds, ons wil mol hê, maar jy moet nie die ene die mekaar maak. Ons soek mol, so mol is gelyk aan aantal atome, die is die koperatome, deel deur Avogadro se getal, en is 'n konstante. So ons het die aantal atome nou bereken, en ons deel dit deur die Avogadro se konstante, en nou kry ons mol. Met ons mol gaan ons dan weer, mol is gelyk aan massa deel deur molêre massa. En ons sien dat as ons massa wil uitwerk, dan is dit mol maal met molêre massa. En hier het ons die mol uitgewerk, en ons vermenigvuldig dit saam met ons molêre massa, en ons kry massa koper wat neergeslaan het. So hier by die laaste vraag, by ons vraag 9, is daar 4 formules wat baie belangrik is. Nommer 1, jy moet die stroom is gelyk aan lading deel deur verandering in tyd. Nommer 2, aantal elektrone is gelyk aan lading deel deur elementêre lading. Dan moet jy gaan kyk na ons mol is gelyk aan aantal atome deel deur Avogadro se getal, en dan is dit mol is gelyk aan massa deel deur molêre massa. En die ander formules kan ook bykom, maar hierdie formules is belangrik wanneer jy die massa wil uitwerk wat neerslaan op die elektrodes. 5.4.1, hulle sê vir ons koper is 'n sterker rediseermiddel as kloorgas, en dis sal koper na koper 2 plus geoksideer word. So ons kan kyk na 4b, en ons gaan na koper, en ons kyk, gaan net terug, hierdie een is baie beter, daar is kloor, en die bo het ons mos nou vir koper. Hier is een, en hier is die ander een. Soos daai twee moet vergelyk. Koper, sê ons reeds, is 'n sterker rediseermiddel. So waar lees ons dit? Dit is teen ons 4b tabel. Dit staan daarso. So koper is 'n sterker rediseermiddel. En hier sê koper is 'n sterker rediseermiddel as Cl-. So hierdie een en hierdie een. Hy is 'n sterker rediseermiddel as Cl-. En dus sal koper na koper 2 plus geoksideer word. Koper sal na koper 2 plus geoksideer word. So hy is 'n sterker rediseermiddel, so hy sal oksidasie ondergaan, hy sal nie diksie ondergaan. So hy is 5.4.1. Ons gaan net weer terug na vraag 5 toe. Dit is wanneer hulle mos nou die elektrodes verander. So koper en kloor, so dit beteken koper is 'n sterker oksideermiddel as hy, en koper na koper 2 plus geoksideer word. Dit is die versuiwering. So die laaste gedeelte van 5.4.1 is wanneer ons koper suiwer. En dan 5.4.2 is S. So wanneer ons duiding verander na S toe.
So dit het gekom by die antwoorde van vraag 5. Vraag 12, ons is nou by ons natoets. So dit is ons posttest. So ons het 4 vragies. Ek sal saam met jou deur die 4 vragies beweeg om die antwoorde vir jou uit te werk. En hulle vra vir ons by die eerste enetjie, watter een van die volgende oplossings kan nie 'n aluminium houer gestoor word nie? So wat een kan ons nie 'n aluminium houer nie? Dieselfde soos die voortoets. Jy moet weer gaan kyk na 4B. En as jy weer na 4B gaan kyk, die beste een, ons kan nie kopersulfaat in hom stoor nie, ons kan nie sinksulfaat in hom stoor nie. So al ding wat gaan gestoor word binne hom is ons natriumkloried. So ons kan soutwater wel in ons aluminiumhouer stoor. So as ons kyk na ons aluminiumbekers, hierdie bekers wat die spanne so verkoop, so dit beteken daai bekers wat jy gebruik vir jou koffiebekers of as jy dit daarin aanmeld, dan kan daai anders begin oksideer. So jy moet gaan kyk na 4B en die korrekte antwoord is natriumkloried oplossing. 6.2, wanneer 'n galvaniese sel stroomlewe, sal die soutbrug wat doen? En belangrik, hier moet jy die definisie van 'n soutbrug en die funksie van 'n soutbrug kyk. En wat staan uit? Elektriese neutraliteit sal die sel in die sel verseker. So dit beteken die antwoord is B. Elektrone toelaat om die sel te beweeg. Die soutbrug, daar beweeg die elektrone deur die soutbrug. Verhoed dat 2 oplossings meng. Die ione beweeg tussen die soutbrug. So, beweeg ione tussen die soutbrug. Dan die elektrone word van katode na anode beweeg. So, die elektrone wat na katode na anode, so ons het ons voltaïs, katode daarvan reduksie plaas, anode daarvan oksidasie plaas. So, die elektrone beweeg van anode na katode toe, ja. So, die antwoord is B. Dan 6.3, 'n elektrochemiese sel word gebruik om ysterlepel met nikkel te elektroplateer, wat een van die volgende haalsel in by die positiewe elektrodes van hierdie sel plaas. So by die elektroplatering moet ons weet dat ons het, belangrik, positief, hy is ons anode, en by anode gebeur mos oksidasie, en dan negatief is ons katode, en by katode gebeur reduksie. En nou weet ons, as ons hom wil bedek met nikkel beteken 'n ysterlepel met nikkel bedek word. Wat een van die volgende halfselreaksies vind plaas by die positiewe elektrode, en die is by een by die positiewe elektrode. By die positiewe elektrode moet oksidasie plaasvind, en die nikkel word geoksideer, want by die katode moet reduksie plaasvind, en daar moet dan die nikkel moet daar neerslaan. So die antwoord is D. Dan ons laaste vraag. Die elektrolitiese sel wat die onder geïllustreer word gebruik om nikkelstaaf met koper te elektroplateer. Dit is weer ons positiewe kant en ons negatiewe kant. Wat een van die volgende toon die formule van die elektroliet en die letter wat die nikkelstaaf voorstel. Soos ons elektroliet wat die binne die oplossing moet wees. Hy moet, onthou ons wil hom met koper elektroplateer. So die antwoord daarso, die elektroliet moet kopersulfaat wees. So kopersulfaat moet die elektroliet wees. So dit beteken die elektroliet kan nie nikkel wees nie. So die A en C is uit. So dit beteken ons het dan Y by die negatief. Hy is ons katode en by hom is Y want hy moes nou geelektroplateer word. En dan is ons koper en die antwoord is D. So graad 12, dankie vir dat julle vandag die les bygewoon het. Ons het aan die einde gekom van ons elektrochemie. Ek hoop dat julle dit kan baat by vind en julle weer julle notas sal vat en stadig seker deurgaan